Ja, geliefdes, ek wil eers sê baie dankie vir ons voorstanders die van die ding baie beter gegaan. Baie dankie. Die klank was beter, was nie so hard nie, baie dankie, ons waardeer dit. Ek het verlede week, het ek vir julle gesê, ek wil baie graag 'n reeks bring. Bietjie met julle gesels oor die volgende paar weke oor, wat glo ons regtig? Daar is so verskriklik baie bekleiering onder die kinders van die Here oor verskillende goed. Een glo hier en die ander glo daar, hierdie een sê dit, daai een sê daai. En ek wil allerminst myself begeef op die pad van denominasies. Ek wil nie daaroor praat nie, ek wil nie myself daarmee besig hou nie. Paulus sê, ek wil niks anders weet, en dit is Jesus Christus en hom as die gekruisigde. So ek wil hier 'n stryery opsit oor enigiets anders, ek wil nie eers nie goed by name nie. Maar dit is verskriklik belangrik dat jy en ek sal weet wat ek glo. Dat ons as gemeente, as groepie gelowiges sal weet wat ons glo. En ek noem dan hierdie reeks vir die volgende paar weke gaan oor verskillende aspekte praat, maar ek noem dit dinamiese geloof. Morney het verlede jaar toe ek in Nieu-Seeland was, het hy 'n boodskap gebring waarin hy gepraat het oor geloof sonder werke is dood. And that is so true. You cannot say that you really have faith if people cannot see it in what you do. Geloof is dynamies. Geloof moet werk. Geloof moet leef. Geloof moet aksie wees. Geloof moet 'n verandering maak. Geloof moet 'n impak hê op mense en op goed om jou. Anders is dit dood. En ek wonder as ek vanmôre moes begin en vir jou moes vra, as ek vir jou die woordjie geloof gee, wat sou jou eerste reaksie gewees het? As jy moet dink aan geloof in jou eie lewe vanmôre, hoe voel jy oor jou geloof? En ek weet, baie van ons sê, "Wel pastoor, ek het maar 'n klein geloof." Anders sal iemand anders raak sien en sê, "Wow, daar's 'n ou met groot geloof." Anders sal sê, "Ek het 'n baie sterk geloof, pastoor, as ek bid glo dinge gaan gebeur, my geloof is sterk." Ander mense gaan sê, "Pastoor, ek het my kop in skakel laat sak, want ek het net gister weer geval in my geloof." Almal van ons beleef geloof verskillend. En daarom is dit so verskriklik belangrik dat ons sal weet wat ons glo. En ek glo jy almal weet dat die hoofstuk in die Bybel, eintlik is daar 2 hoofstukke, maar die hoofstuk in die Bybel wat handel oor geloof, of wat die meeste praat oor geloof, of wat die geloof die duidelikste stel vir ons in die Bybel, is Hebreërs 11. En Hebreërs 11 vers 1 is eintlik 'n versie wat ons almal behoort te ken, net soos Psalm 23. Want Hebreërs 11 is die definisie, die grondslag, die beginsel, die idee waarna ons moet streef wanneer ons praat oor dinamiese geloof. En jy sien daar, Hebreërs 11 vers 1 sê die volgende: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop.
Dit bring my by die volgende ding wat ek nou nie oor wil praat, en dan gaan ek te lank praat. Maar wat is jou hoop? Wat hoop jy in jou lewe? Het jy regtig 'n verwagting, 'n hoop, om as jy jou oë hier toe maak by Jesus te wees? Is dit jou hoop? Want as dit jou hoop is nie, dan gaan jou geloof nie dinamies wees nie. As jy nie 'n verwagting het nie, as jy bevrees is vir die dag van môre, kan jy nie glo nie. So dit wat jy hoop, sê Hebreërs 11 vers 1, gaan bepaal hoe lyk jou geloof. En as jy nie hoop het nie, as jy hoop op moedelose vlak te sit, en jy is hopeloos en moedeloos en teleurgestel, en kwaad van die wêreld, en kwaad van almal om jou, kan jy nie geloof hê nie. So hoe lyk jou geloof? Geloof is om seker te wees, verseker te weet, dat dit wat ek hoop, gaan gebeur. Dit is om oortuig te wees van die dinge wat ek nie sien nie. Johannes kom en hy sê, julle sê julle het lief. Maar hoe kan julle sê julle het mekaar lief? Of as julle nie eens weet of God julle lief het, want hoe het julle het God nog nie gesien nie? Hoe kan julle sê julle het God lief, as julle wat mekaar wat julle kan sien nie eers kan lief hê? En dieselfde met geloof. Hoe kan jy sê jy glo in God? Want jy het hom nog nooit gesien nie. Op watter basis, watter grondslag sê jy glo in God? En hierdie verse sê, jy moet oortuig wees van dit wat jy glo. Is jy regtig oortuig dat Jesus jou sonde weggewas het? Is jy oortuig dat die bloed van Jesus jou reinig van alle sonde? Is jy oortuig dat Jesus vir jou plek voorberei in die hemel? Of is dit maar net iets wat jy van kleins af in sonnaskool geleer het? Is dit regtig jou geloof? Is dit jou oortuiging? Het jy geen twyfel daaroor? That's faith. Listen, the way the Amplified Bible puts it. Now faith is the assurance, en dan hakkie sê, a title deed, a confirmation, a foundation of the things I hope. Faith, geloof, is jou eiendomsreg. Geloof sê ek weet dat ek weet dat ek weet, dis myne. Nou in hierdie land wat ons vandag lewe, het hulle nou 'n wet gebring wat hulle môre dat jou erf van jou kan wegvat. Jou geboue vir jou kan wegvat. Maar dit was al die jare in hierdie land so, dat as jy daardie akte van besit het, dan is dit joune. En niemand kan dit vir jou wegvat, behalwe as jy skuld daarby. 'n title deed sê, jy het seker, dit is jou eiendom. Nou kom Paulus, of die Hebreërs skrywer dan, en hy sê, geloof is daai title deed. Daai eiendomsreg, wat jy en ek het, dat die hemel aan my behoort. Dat daar vir my 'n plek weggebere is in die hemel. Dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat die bloed van Jesus my reinig van alle sonde. Ek weet dit. Dis my eiendomsreg. En daarom glo ek dit. Kan ek vanmôre vir jou vrou, hoe lyk jou geloof? Het jy daardie geloof wat vir jou daardie sekerheid gee, daai fondament gee waarop jy kan bou? Jy het geen twyfel. En niemand gaan dit ooit van jou kan wegneem. Jy weet dat jy weet wat jy glo het. That's faith.
Dis vanmôre die vraag. Het jy en ek daardie sekerheid? Ek gaan verder en sê, is the title deed, the confirmation, the foundation of the things hoped for divinely guaranteed. God het gesê, hy sweer by homself. Nie by die wêreld nie, nie by aardse tydelike dinge wat kan verbygaan nie. Hy sweer by homself. En hy het sy seun gegee as prys om vir jou en vir my te kan koop, sodat ons 'n eiendom kan hê. En nou sê ek dat dit glo. En jou geloof moet daardie fondasie wees waarop jy jou lewe vorentoe bou. It's divinely guaranteed. And the evidence of things not seen, the conviction of the reality, faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Ek glo, nie omdat ek gesien het nie, maar omdat ek weet. En ek weet, omdat hy die Gees aan my geopenbaar het. En dit is vanmôre waaroor het gaan. Het ons vanmôre daardie sekerheid. Het ons vanmôre daardie wete, dat omdat ek glo, ek 'n fundament het om op te bou. Hebreërs 11 vers 6, net so ver paar verse verder sê die woorde. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Kan ek dit baie rof stel? Jy kon vanmôre kerk toe gekom het en so lank gebed kom bid het. Jy kan vir 'n uur hier kom sit en na 'n preek luister. Jy kon daar die liedjies wat ons gesing het, soos 'n papegaai gesing het. Jy kon mense vanmôre kom omhels sit en verskriklik lief gehad het. Jy kan alles doen. Maar as jy nie vanmôre kan sê waarin jy glo nie, it's all in vain. Dis alles 'n front. Dis alles 'n gewoonte, 'n tradisie. Maar wanneer jy na iemand toe kan gaan en vir hom gaan vertel van wat Jesus vir jou gedoen het met oortuiging en oorgawe, blydskap en vreugde, omdat jy dit glo met jou hele hart, dan sê die Bybel as daai tot bekering kom, juig die engele in die hemel. Hy is jou geloof. En ek besef dit. Ons is mense, ons val almal. Selfs Petrus, die magtige Petrus, wat so voortvarend was. En toe die storm opkom, en hy sien die water, en hy sien die golwe en die wind, toe sink hy. Selfs Thomas, wat 3 jaar saam met Jesus gesloop het, en al die wonderwerke gesien het, het getwyfel. Ons is mense. Ons val almal. Niemand is volmaak nie. But do you know what you believe? Glo jy wat jy glo? En as ek dit so ver kan stel, is jy selfs bereid om te sterf wat jy glo. Die Messiesvertaling stel dit so, hy sê, it's impossible to please God apart from faith. Impossible. If you don't have faith, you cannot please God. And why? Because anyone who wants to approach God must believe both that He exists and that He cares enough to
those who seek him. Dit help nie. Jy wil na God gaan as jy nie glo God is daar nie. Dit help nie, jy vra vir God om vir jou 'n mixer te voorsien as jy nie glo God kan dit doen nie. God kan alle dinge doen. Hy staan alles in staat. By hom is niks onmoontlik nie. Do you believe that? Want as jy dit nie glo nie, dan kan jy bid tot jy blou word, jy gaan miskry. You must believe in God, that He exists and that He can do anything. Hoe lyk ons geloof? En dit is hartseer en ek oordeel en nog minder wat veroordeel, maar die feit is, ek het laas Sondag ook gesê, 80% van Suid-Afrikaners sê hulle is Christene, but they don't know what they believe. They don't live like God is existing. Hulle lewe nie so dat hulle van God afhanklik is nie. Want hulle is so vol van hulself. Hulle is so gereed om vir alles te beklei. So gereed om altyd op te staan op hul agterpote. Hulle vergeet, God kan vir homself beklei. Ons het nie nodig om hom te beklei. Ons moet net glo dat hy tot alles in staat is. Ons moet net glo dat hy kan voorsien in alles wat ek nodig het. Ons moet net glo dat hy my die krag kan gee om staande te bly teen al die goed wat gebeur om my. Ek moet dit net glo. Ek hoef nie te loop om klei daar. Ek hoef nie 'n standpunt te probeer maak nie. My standpunt is, I believe God. Dis my standpunt. Vraag vanmôre is, hoe lyk ons geloof? Dan kom Paulus en verwys na Abraham. En dis die ander hoofstuk oor geloof. Romeine 4 vers 17. God in wie hy geglo het, dis nou Abraham, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dis die God wat ons dien. Om God te vertrou vir die onmoontlike. Om God te vertrou vir die bo-menslike. Om God te vertrou dat hy alles kan doen volgens sy wil, sy plan vir ons lewe. En Abraham het dit geglo. Abraham het geglo dat al is hy 100 jaar oud en sy vrou 99 of anders kom, maak die sak. Nog geglo het. Hy kan vader word van 'n nasie. Dit het nie bestaan nie, dit was nie moontlik nie, dit was buite bo abnormaal. Dat 'n vrou van 99 jaar oud nog 'n kind kan hê. It's not possible. Veral, en ons vergeet dit baie keer, veral in Abraham se tyd. Ons is gewoond aan die gemiddelde lewensverwagting vandag is so tussen 70 en 80 en raak al ouer. Die lewensverwagting in Abraham se tyd was 40 jaar. So om 100 jaar oud te word en nog 'n seun te hê, dit was ondenkbaar. Maar die beleef nie. Die woord sê, dit was tot geregtigheid vir Abraham gereken. Abraham het ook sy foute gemaak. Hy was ook ongehoorsaam, hy wou ook God help toe hy nie kon wag nie. Hy was nie volmaak nie. Maar hy het God geglo vir die onmoontlike. Hoe lyk ons geloof? Romeine 4 vers 21. En nog Abraham was ten volle oortuig dat hy ook die mag het, dis nou God,
om te doen wat hy beloof het. Wat het God vir jou beloof? Wat het God in jou lewe ingespreek? Wat is daar in jou lewe wat as jy terugkyk daaraan, dan is daar oomblikke in jou lewe wat jy besef, as God nie hier was nie, dan was ek nie meer hier nie. Hoeveel tye was daar in ons lewe wat alles so onmoontlik gelyk het, en God het ingegryp, en hy het vir jou 'n belofte gemaak, hy het vir jou 'n woord gegee, hy het vir jou 'n profesie gegee, of hy iets in jou lewe gedoen wat jy weet God alleen kon doen, en nou kyk jy terug daarna. Kan jy vanmôre sê, ek glo, dit wat God vir my daai tyd gedoen het, kan hy weer doen. En ek kan vir my groter dinge doen. Of wat jy vergeet wat God vir jou gedoen het. Jy getuig nie meer, jy vertel nie meer van wat die groot dinge wat God vir jou gedoen het. Er kom die woord van die Here, die woord sê, as jy God wil behaag, dan moet jy oortuig wees. Jy moet in jou hart met sekerheid weet, hy gaan doen wat hy vir jou beloof het. Hy gaan het. Anders is daar 'n probleem in jou geloof. Ek wil klaarmaak. Daar's 'n sinnetjie wat ek vir julle graag wil lees, wat ek aantekeninge van gemaak het, ek wil dit net gegooi kry. Luister wat sê, dit is 'n Engelse sinnetjie. Luister wat sê hy. Net eers voor dit. 'n Dinamiese geloof is 'n lewende, kragtige geloof wat jou help om daagliks, nie een keer per jaar, daagliks te lewe soos God wil hê jy moet lewe. Jy moet elke dag opstaan en sê, ek weet nie leef. Ek weet nie of my alles doen. Ek weet nie so, maak my, stel my in staat om meer te wees as ek oorwinnaar. Ek weet jy beloof vir my 'n ewige heerlikheid. En Here, wat ook al vandag in hierdie dag gebeur, Here, gaan U gebruik tot eer van U naam, en ek gaan lewe tot eer van U naam. En ek glo. Ek verklaar. Ek bely dit. Ek staan nie met 'n verkeerde voet in die bed en op en sê, wat 'n dag. Here, kan dit nie meer hanteer. Here, ek wil nie meer nie. Ons was allemaal daar. Maar geloof sê, luister, ek staan op met God aan my kant. Ek staan op met beloftes in my lewe. Ek staan op met 'n weet, as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek staan op met die weet, al sterf ek vandag, dan gaan ek na 'n beter plek toe. Daarom, Here, dat ek op U vertrou vir wat ek ook al nodig het. Kan ek opstaan en werk toe gaan en weet, die Here trek vir my uit en maak my paai gelyk, want ek glo dit. Het jy 'n dinamiese, kragtige geloofslewe vir elke dag? Elke dag. En dan sê die sinnetjie, a dynamic faith changes us. A dynamic faith changes what we do. A dynamic faith changes us as we keep on changing. Want my geloof moet groei. Elke dag, daaroor gaan ons praat, hoe help, wat kan my help om my geloof te laat groei? As ek sê ek het 'n dinamiese geloof waarmee ek besig is om God te behaag, dan is ek op daai punt waar ek sê, Here, hier is ek, verander my. Vorm my, maak my, leer my, meer van U, minder van myself. Ek vra weer wat ek in die begin van die jaar gevra het, en wat ek elke begin van die jaar vra. Will I be different at the end of this year than I have been today? Is ek nader aan God as wat ek in die begin van die jaar was? Het ek meer van God as wat ek in die begin van die jaar gehad het? Is my geloofslewe meer dinamies as wat het verlede jaar was? Am I closer to God than I've been last year?
Sy wees om God meer tevrede te stel in wat ek doen, as wat ek gedoen het laas jaar. Am I busy to grow in my faith? Geliefdes, hiermee sluit ek af vanmôre. God wil hê dat jy en ek geloofsgemeenskap wat hier by mekaar is, dat ons vir die wêreld sal wys, ek leef nie meer, maar my lewe is verborge in Christus, wat ek glo met my hele hart, my hele wese en my hele verstand. Dan alleen sal ons kan sê, ons het hom lief.